Ek het groot geraak in die gevangenis. Ek het altyd saam nou 34 jaar klaargemaak. 34 years. Ek sal al langer weghardloop as ek was jonger. Maar nou ek raak oud nou. Raak gedaan. Ek is 'n ou bekende Abraham Ensel alias Chingy. Hulle sal ook sê hy is 'n ou jakkals. Maar alright, ek wil nie meer jakkals wees. Ek probeer om ander diere te verander. As sê maar eekhoring is skorrel. Maar ek wil nie meer in hy plek kom nie. Ek wil nie eens weer dink aan verkeerde dinge nie. Anders sal ek miskien doen, maar nie Abraham Ensel nie. Once and for all, ek is klaar. Dag na dag kom die vangwaans vol gevonnistes hier aan. 200 van hulle. Amptelik is dit 'n transitosentrum, maar die ou Polsmoor Maximum gevangenis het nou 3 jaar later nog steeds gevaarlike misdadigers. Saam is hulle oor die 3000 mense vasgevang tussen hierdie tralies in 'n gebou wat net vir 1600 gebou is. Dis 'n ergernis en frustrasie vir gevangenes en bewaarders. Hier sê hulle voel dit asof God sy rug gedraai het. Hier word jy nie gerehabiliteer nie. Jy word sterker geskool vir misdaad. Ek het was gekom met 'n cheap crime in die gevangenis, maar daar het ek 'n professor geword van misdaadpleeg. Daar leer ek verkeerde, grotere dinge, grotere misdade. So nou elke keer gedraag ek my mooi en nou kom ek uit. En nou bleek om 12 maande was my langste buitekant, dan pleeg ek weer misdaad, dan gaan ek weer gevangenis toe. So moet ek maar al die jare maar gaan tot die stadium. Seksie B1 is een van 17 afdelings in die opnamesentrum. Hulle verwys na B1 as die FC, wat staan vir Further Charges, verdere aanklagte. Hier's gevangenes wat meer as 20 sake teen hulle het, en van die aanklagte het hulle in die tronk bygekry. Dis hier waar die bendes, soos hulle sê, op sterk bene staan. Daagliks word wapens by hulle afgeneem, en daar selfs bewaarders, lede soos hulle sê, wat weier om hier te werk. Het gaan nog gereedheid nou so, dat dan vra mense toe kom werk, hulle sê hulle weier om te werk. Hulle voel nie lus om te werk en weet nie wat die probleem is nie, of hulle bang is nie. Die bendes sien hulself as wetslaners, kampe wat in die gevangenis vir hul regte veg. Ek slaan wet is die beampte. As ek nie iets verstaan nie of tevrede is met ietsie, ek moet 'n mes vat en die beampte steek. En by presentering hier dan doen 'n mens beslag op die goede, soos 'n lepel byvoorbeeld. Hy's plat gekap, hy's skerp gemaak. Hier is slegs 'n lepel wat afgebreek is. Hier vanaf so toe met 'n steel wat skerp gemaak is. Nou as jy nog 'n hele paar ander goede of jy kan wys, soos byvoorbeeld hierso as weer 'n beker oor wat weer reguit plat gekap is. Skerp gemaak is en 'n handwassertjie gebruik om te steek. As 3 kampe hierso, 26, 27, 28. Ek het ook foto's gesien van bendes wat ander mense doodmaak. So dit lyk die 26 soek die geld, hy smokkel. Die 27 soek die bloed, hy steek met die mes. Korrek. En die 28 sonder meer. Buitekant is dit alom bekend. Ja. Hoekom is hulle nie bekend as goeie mense nie? Hoekom is hulle bekend as slegte mense? Die rede hoekom? As mense wat hier kom, hulle kom kry hierso, die mense word sleg behandel. Die dinge van sodomeer en die goedes wat 28 wat ons geken raak daarvan, is mense wat die ding kom aanvat en hulle weet nie wat hulle aanvat nie. Daar is soms 'n moord wat uitgaan vanaf bendes. Dan is dit nie sommer so vermoord die man nie. Die man het 'n sak of dis 'n goeie rede daarbey. Of die man die sak wat hy het is van sy kamp. As hy dersiewe is soos ek en as dit daar rondom ons kamp, dan die man ons het nie weer straf vir hom nie. Hy moet nou net gaan. Hy moet doodgaan. Hy moet doodgaan. Ons het mos gestryd in die wet van oudtyd. Korrek meneer. Goed, maar nou wil ek jou vra. Ons het nou die verandering gesien en gekry van die TV's en die beddens en nog geld ook by ons kan dra. C-groep, B-groep, A-groep. Ja. Right. Wat ervoor kan ons naby kry nog? Ons kan nie ophou nie. Want kom hou ons op om die mense weer om onze kampe te bou. Daar wat gaan gebeur hier in die tronk in? Young Americans, Scorpions, die gangsters daar buitekant wat mense daar doodmaak. Hulle sal hier kom oorvat.
Maar dan is julle mos gangsters. Die 28, 26 en 27. Ons is wetslangers, hulle is gangsters. Maar wat is die verskil? Nou ons wil nie, die verskil is die. Daai mense, ons weet nie wat hulle soek nie. Ons soek ons reg. Hier binnekant. Verstaan jy die punt? Ja, maar jy onthou, hy is gevangenes. Hy's nie hier omdat hy op met vakansie is. Ja, dis korrek. Ons verstaan daai ook. Maar dit bedoel nie dat ek moet gaan behandel raak soos 'n dier nie. Hulle sê mos die is 'n plek van die nommers. Sy wat 'n Frans is, hy bly 'n Frans. Sy het sê hier in die tronk. Ek kom dis hulle huis die. Nou wat is 'n Frans? 'n Frans is 'n mens wat nie 'n bende is nie. Hy stel nie belang in bendes nie. Is jy 'n Frans? Ek is 'n Frans. Ek stel nie belang in bendes nie. Verstaan? Nou hulle is different. Hulle ran nie tronk. As hulle iets doen aan jou, as hulle miskien vir jou kwaad doen, as hulle jou rob en sulke goede, daar's niks wat ze kan doen vir hulle nie. Hoekom nie? Hoekom doen ze? Hulle is te veel. Daar is te veel van hulle. Nou sny hulle sommer jou gesig onnodig. Jy weet nie hoekom sny hulle sny jou nie. Jy weet nie hoekom nie. Die sel wat deur die nommers beheer word, het toegelaat dat ons die bekendstelling van nuwe gevangenes afneem. Tronktaal is moeilik om te ontsyfer. Sabella byvoorbeeld beteken antwoord. Die vraag waar kom jy vandaan is om vas te stel of jy aan 'n kamp behoort, watter nommer jy is en hoe jy die nommer gekry het. Sabella die nommer Salut die hele nommer lyk so. Elke kamp het 'n saluut. Selle tyd. Die twee ouetjies was Franse, maar gewillig om hulle by die 26s, die ouens van Sonop, te skaap. Frans van waar? Ek is terbene met jou en so aan die son. Hoe jy heen sê? Ek is op week van Sonop. Jy week van son, hoe week jy vir ons? Ek weet op Kroon. Dat ek sien waar die kroon as die week vir ons. O ja, die nommers duidelik. Wat is hier? Wat is hier in die zakken, man? Huh? Ja, man. Ja, mijn broer, die zal eens bereikt niet goed. Ja. En die ook? Maar julle steel ons nou weg. Nee, ons steel het niet bij hulle niet. Hulle ook, hulle sterf binnen met die ouwens. Daarom, hulle gee het voor die ouwens, man. Gaan was, man. Ja, ja oké. Ons gaan nou daar tussen die ouwens nou met die. Ons gaan nou die ouwens wijs, wat is hulle kry by die Franse? Maar kan hulle met ons praat of ons self hulle dit wou gegee het? Ja, hulle kan ook praten. Nou waar is hulle? Ja, kijk, die hele Franse kom hier zo, man. Nou kom die polisie Ja. en vra die polisie waar as hulle Kijk hier. Oké, julle ook. Wou julle daai goed vir hulle gegee? Ja, ek ook hier so in die plek my bene mos steek saam met die ouens man. Tot op by goed wat ek nog vir ouens gesê hulle sal wie doen saam met ons te maak oor Frans. Gee julle dit vir hulle want julle is bang vir hulle? Is nie om te sê ons is bang vir hulle nie, is maar net 'n bewys vir hulle om te sê ons stel belang om te lyk soos hulle is. So wil julle nou ook by die bende aansluit? Dis korrek. Jy kom as 'n first offender in die tronk in. Jy kom na vrees tot binne in die sel in. En as jy nie vir ons join nie, dan is jy nie vrede nie. Dan is jy nie verlos nie. Jy moet ons join om te verlos te kom. Nou sê gou vir my, hoekom moet ek tronkbende of sal ek sê soos jy dit noem wetslangers, hoekom moet ek vir jou join om beter te kan dinges? Oké, ik kan je antwoord daarbij. Die ding van die tronk van gevangenis, binnen mieren, het werkt net zo. If you can't beat me, you better join me. Ja. Maar hoekom sit julle druk op die mense om by julle aan te sluit? Hou net as ek vir hom. Nie een van ons se druk op hulle nie. Dis die mense wat ons wys van respek en dissipline in 'n plek soos dit. Maar doen die bewaarders dit nie? Die bewaarders is moet net hier om ons toe te sluit. Hulle moet nie saam met ons in die kamer nie. Salut, man. Goed ja. By B1 lyk dit asof die bendes nie net die selle nie, maar ook die binneplaas beheer. Hoewel die bewaarders hulle fasiliteer, kry die gevangenes tog reg om messe na die binneplaas te smokkel. En baie van die Franse is te bang om soontoe te gaan. Hulle word gefasiliteer, want die lede is so stupid. Hulle is so stupid, dit ook hulle sê hulle is so stupid. Hoekom? Hulle fasiliteer die agterkamers. As jy goed klaar gesmokkel af vir hulle. Nou net voor Kersfees, die maak hulle stickery en toe die messe, die sit weg. Hoe is dit moontlik? Dis wys maar net hoe vaak is die boere slaap op hulle pos. Bendebedrywighede floreer in die inrigtinge. Dit floreer. Want die bewaarder het nie tyd om oral te wees nie. A, B, daar is nie genoeg van ons om oral te wees nie.
om op 'n afdeling te werk waar jy 5, 6 lede is en jy moet 400 mense tevrede stel elke dag. Dis nie maklik. Jy moet ma wees, jy moet pa wees. En elkeen het sy eie probleme. En as hy nie sy probleme opgelos word nie, word hy weer gevloek. Van die vuilste tale word hy weer gevloek. Jy word gedreig. Jy word uitgetart. Is moeilijk om of iemand te verduidelijken. Het is moeilijk om iemand te verduidelijken. Die lid daar binnen de hel. Die lid die hel binnen. Die oorbevolking in die opnamesentrum veroorsaak baie probleme. Die gevangenes is gefrustreerd. Hulle sê hulle kry nie genoeg aandag nie en nie eens elke dag oefening nie. En hulle verwys ook baie na korrektiewe dienste se reëls en regulasies wat die bewaarders nie nakom nie. The aim in treating a prisoner shall at all times be to promote his self-respect and to cultivate a sense of responsibility in him. That is not happening. They are not cultivating this sense of worthiness. There's always this feeling of degradation. You know, when some of them, when they speak to you, some of them can't speak to you normally. They must push you along. Ons is nu 33 in die kamer en bijvoorbeeld ons is meer as wat ons moet wees. Hoekom die kooi van ons hier is net 11 en die getal van 33, 10 mensen slapen op die vloer, want ons is sponsor het die. En ons het net 2 sponsor vir die 10 mense. Maar is nou meer, hoekom die plek is vol, oral. As die plek nie. Listen, you hear that banging sound, you hear that clinging sound. When they turn open the key, it's just, it gets open, it's like gunshots. You feel like you are nothing. You can't show somebody your heart. You can't show somebody what's happening inside your mind. Jy stap in die offensief. Jy word gekap in die selle. Jy hoor tronkbakke val. Jy hoor mense op mekaar vloek. Jy hoor deure oop en toesluit. Jy moet alle mense kos gee. Jy moet alle enkelselle moet stort. Jy moet elkeen se probleme luister. Jy wat 'n dokter toe gaan, moet dokter toe gaan. Na daai is dit oefengeetyd. Sielkundig, dit maak jou mal. Jy is so moeg om 'n geskreeu te hoor. Mense wat op jou vloek, gevangenes wat op jou spoeg met bekers gooi vir jou vloek. En dan moet jy alles hier binne hou. Nou ek sê, beampte ek wil hospitaal toe gaan as 'n reg. Want hoe gaat hy vir jou sê, right, jy gaan nou kyk. Hy gaan nou nie voetstappen maak om hy wat die nog gevra het om te gaan doen nie. Hy gaan nou kyk as dit ook so kom nou waar hy ook nie. Solangs die pad is jy vir 10, 15 ander mense jou gestop. Elkeen met sy eie probleem. Los jy dit vinnig genoeg op hê, dan is jy hard. Om te gaan uit te kom by jou hoof. Om te gaan uit te kom by die hoof van die hele gevangenis. As only way wat jy kan uitkom by die hoof van die gevangenis, as jy vir hom stiek. Nou sê hulle ons is rassisties of ons is AWB's. As AWB's wat jy so weet. Hulle hou nie van breinmense nie. Beware dampies en chief standaard. Hy is enigste breinbeamptes op die seksie. Vier is almal is blankes en hulle is so hy sê sommer vir jou, jy gaan man bandiet, los my af bandiet. We hoor wat sê hulle vir ons is bandiete. Ons het probeer vasstel hoekom breinbewaarders nie by B1 wil werk nie, maar niemand wou praat nie. Die indruk was dat van die bewaarders ons ondersoek wou dwarsboom. Dit kan dalk wees dat die lede nie heeltemal die pers vertrou nie. Want jy moet onthou, in die verlede was gewoonlik net die hoek van die gevangenis gegee. Wanneer daar bekleierery ontstaan, ek praat van gangsterbekleierery, dan is jou oorgroot meerderheid lede wat ingaan om daai
bekleierery te stop, is jou blanke lede. Hoekom? Meeste van die kleerlinglede bly in plekke soos Gracie Park, Athlone en daai plekke. En daai gevangenes, die oormeerderheid van hulle kom uit daai plekke uit. So hy is bang. Hy moet ook dink aan sy familie, hy moet ook dink aan sy kinders. Dit hoor ek elke dag. Kry ek vir jou buitekant, dan gaan ek gaan jou vrek maak. Dis wat hy van my sê. Nou wat sê effek het dit op u? O. Ek het op 'n stadium al sielkundige behandeling ontvang, veral vir hierdie impak wat hierdie tipe van dinge op my gehad het. Want ek was al op 'n stadium so, as ek af diens gaan en jy loop in die privaat sektor, in privaat, dan moet jy maar gedurig oor jou skouer kyk, want jy weet nie wanneer gaan 'n ou jou nie reg steek met 'n mes nie. Jy sê jy het 'n probleem. Wat is jou probleem? Daai dokter het die behandeling voorgeskryf en toe moet hy beamptes wag en toe wil hulle nie wag nie en toe ry hulle sonder die behandeling. Van die bewaarder word net verwag om produksie te lewer. Maar aan die ander kant het die departement die simpatie met die omstandighede waaronder die bewaarder word. Hoekom sê jy hulle het nie simpatie nie? Want 'n goeie voorbeeld is op die oomblik die bewaarder se afsieksyfer. Ons bewaarders gaan, dit is tragies om uit te vind hoeveel beamptes daagliks afsiek gaan. En nog steeds beskou die bestuurskor daai beamptes as swak werkers, maar hulle gaan nie dieper in om vas te stel hoekom die mense afsiek gaan nie. En dis definitief 'n bron tot kommer. 75% van die bewaarders, my kollegas wat saam met my by hierdie spesifieke inrigting maksimum gevangenes, skuis tog, ons het 'n naam verander alhoewel die gevangene nog nie is. Die personeel wat hier werk, 75% van hulle gaan afsiek met mediese dokumente van gewone huisdokters, spesialiste vir stres en spanning. Die naamverandering van Maximum na opnamesentrum is 'n teerpunt. Dit het veroorsaak dat die bewaarders hulle maksimum gevangenes toelaag verloor. Die gevangenes wat as maksimum gevalle geklassifiseer word, is veronderstel om uitgeplaas te word. Maar weens oorbevolking en ander inrigtinge kan hulle jare lank hier bly. Hulle is nie weg toe die skryfie aankom nie. Hulle is nog steeds hier. Hulle is nog vandag nog steeds hier. En ek praat van 2-3 jaar terug. Van hulle is vandag nog steeds hier. Dit is 'n uitgemaakte saak. Hier's konfrontasie elke dag. Ons kan net tot op 'n sekere punt. Dan moet ons ook breek. Ons is ook mens. Uitloop en die deure agter jou toemaak kan jy ook nie. Jy persoonlik as lid is al daarvan beskuldig dat jy gevangenes aanrand. Dis korrek, ja. Hoe gebeur dit? Het gebeur maar, kan mense sê, sodra jy 'n bewaarder of lid sy werk reg doen, dan kom het maar gewoonlik so dat 'n gevangene klaar word. Hy saam met vriende, hy saam met 'n bende groepe. Van die bewaarder word verwag gaan haal die man. Die man gaan nie net sommer sê ja goed ek loop nou nie. Hy gaan teenstribbel teenoor dit. Die nodige geweld gaan nou in die dag gelê moet word. En dit is waar die fyn lyn of die skeiding dan kom. Die gevangene gaan beweer maar dit is nie die nodige geweld nie. Die bewaarder gaan sê maar ek het die nodige geweld in die dag gelê. Kyk soos Leroux, hy's aangeraan nie, hy's gesteek hier weg. Hy het so aangeraan en ons het gekla en daarvan die klagte was nie aangevat die van die howe nie. En dit is al die beste, die manier om ons te ontslae te raak van hom. Ons het 'n mes gemaak en hy is gesteek. Iets het my gesê kyk terug en toe ek terugkyk, toe sy gevangene besig om te steek, toe sy hand in hierdie posisie, toe sy besig om te steek. En dit was absoluut reflekse geweest. En die eerste merk wat hy my gesteek het was bo in die arm geweest. Jy die tyd, jy dink nie aan 'n tong vir uithaal nie. Daar is die tyd daarvoor. Jy dink aan jou lewe want ek het gevangenes gesien voor my dood lê wat een steekwond gehad het. So jy weet, dis nou tussen jou en daai gevangene en dit voel soos 'n ewigheid voordat daai lewe by jou kom. En soos ek met hom beklei het om te keer vir die mes, het ek gestruikel en ek het op die grond geval. En toe het hy my in die heup gesteek. En toe het hy weer vir my gekom en toe het ek hom getrap hier op die maag om hom weg te kry van my af. En toe steek hy my in die bobeen gesteek en toe het hy 'n gedeelte van my spier afgesteek. En hy het gebly kom en dit het gevoel soos 'n ewigheid. Ek kan nie weer beskryf dit gevoel soos 'n ewigheid want
wanneer julle sin hê, sê nou maar om van die kolonel ontslae te raak, dan steek julle sommer 'n ander bewaarder en dan stel julle eise. Dis korrek, maar ons gaan baie kanale eers deur voor ons dit doen. Kyk, soos ek gesê het in die eerste plek, hierdie offisiere hier is paar offisiere wat verstaan en wat die hart het vir 'n mens, maar die meeste offisiere, hulle is hier om te kom veg teenoor ons, nie om vir ons te kom rehabiliteer. Die gevangene kry nie daai werklike in diepte behandeling soos wat van ons verwag word nie. Ons het nie die personeel om dit te doen nie. Ons het ook nie die geleerde personeel om dit te doen nie. Die manne met die kennis, die maatskaplikes, die sielkundiges. Ek as bewaarder word verwag om nog steeds daai probleem aan te spreek, maar dit is nie vir my moontlik om daai probleem aan te spreek nie. Die departement weet tog wat die publiek van ons verwag, rehabilitasie. Maar kyk hoe word ek opgelei? Militaristies? Help dit my in my dagtaak? Dit wat die publiek van my verwag? Toe ek in die departement gekom het en toe ek op my opleiding gehad het, gevangene het nie geloop met sy hande in sy sakke nie. Gevangene het nie op 'n lid gevloek en geskree nie. Ek het probeer dissipline behou so ver as moontlik. Die ander mense kom verby. Jy het nie gekeer, jy het nie meer begin staan nie. Kom verby, die ander mense kom. Dissipline is 'n probleem. Hier het jy 'n klomp misdadigers bymekaar in 'n oorvol tronk, tot 3 mense in 'n enkel sel. Hulle sê jy moet skelm wees om hier te kan oorleef. Jy's niks as jy nie kan smokkel nie. Hoor, jy kan so goed smokkel. Moet enige iets soos dagen, pille en so aan. So jy kan enige iets kry wat iemand wil hê. Enige iets. Ek is net jammer nou, ek kan nie wys nie, maar ek het. 'n Paar dae later het hy tog die moed gehad om te wys. Smokkel sal nooit eindig by die gevangenis, sal ek sê. Hoekom baie van ons liewe daar uit? Byvoorbeeld dagga menriks en kos soos byvoorbeeld hoenders, ons koop hoenders daar by die kom in die nag hierso. Ek verkoop omtrent 20 hoenders aan ons. Reg rondom die seksie. Dit is reg, want hoekom die vlees wat hulle daar vir ons kook is dan te min. Maar leer die gevangenes dan nie vir julle om nog meer skelm te wees as wat julle was nie? Dis wat gebeur hier. Ek was nooit 'n skelm voor ek hier gewas het, maar wat ek hier beland het by die plek. Ek is meer skelmer wat ek gewas het. Ek ken dinge wat ek nooit geken het, ken ek. Everything that you must do to survive in this place, if you don't have a thieving mind, you are not going to survive. Baie van hulle kom in, jy kan sien is ordentlike mense. Maar gaan net in die gevangenis sit, dan is hy amper waar, hy's 'n vrot appel. In die tyd wat ons daar was, is tot 'n domkrag binne in die tronk gevind. As 'n mens sien hoe versigtig alles deursoek word wat besoekers bring, is die kanse skraal dat so iets sonder 'n bewaarder se medewete en selfs sy hulp ingebring kon word. Enige iets is vandag moontlik. Daar is moontlikhede dat daar moontlik bewaarders kan wees wat wel sal kan smokkel. Dit is moontlik. Ek rook dagga hier in die tronk in en dit is al my plesier hier in die tronk. Waar kry jy die dagga jy rook? Ek kry dit. Bring dit vir jou. Ek kry dit by die hof ook, by die polisie, ek kry dit by die beampte, tronkbeampte, maar ek sal nie gaan uitwys wat 'n beampte gee vir my dagga nie. Hoekom kan 'n mens nie daai ou uitvang wat dit doen nie, want hy maak al die goeie bewaarders se naam sleg. Het is moeilijk om het te bewijzen in die zin dat om daarmee betrokken te raken. Stel je ook zodoende je leven in gevaar in de gevangenis. Op de huidige ogenblik moet ons eerlijk wees. Dat discipline, de eerste is bij zwak. Die oppost met discipline. Die verhouding, bouw op die agressie, bouw tussen die beambten en die gevangenen op dier dat hulle nie mekaar verstaan. Die beambte wordt voor 12 uur toegesluit. Die gevangenen wordt voor 12 uur toegesluit. Krijg uur, krijg een oefening. Ik voel dat als je een beetje meer vrijheid krijgt om meer ruimte voor te scheppen, zal ons met die klomp problemen zitten. Die mense
mense wat dit oënskynlik reg kry om vir 'n tydjie hul koppe skoon te maak van al die lawaai, frustrasie, geweld en vrees, is die ouens wat sonder bymotiewe by 'n geestelike groep inskakel. Sergeant Hyles is die geestelike klerk, en die dae wat hy nie daar is nie, sê hy, is daar niemand anders wat hulle kan gaan uithaal nie. Jy het mense beroep, jy het mense bestuur, jy het mense doodgemaak, maar ek sê vanmôre vir u, ek ken 'n groot rehabiliteerder. Halleluja! En sy naam is Jesus. Zwaar voor ons niet zo, want oorals wat ons komt, is het dat ja, ons vat die Bijbel als een schuiling en allemaal die type van dingen. Maar ons is baie dankbaar dat die Here ons kon verlossen. I can say I'm a prisoner of God. Kijk, dus elke dag te doen met verbrokkelde families. Maar ek is maar een persoon. Ons bekeer spreekwoordelijk honderde mensen om met die mensen te kan helpen. Goed, ik is Sander Vries, ik is van de maatschappelijke werkafdeling. En mijn hoofddoel is om jouw maatschappelijke problemen te hanteren terwijl je in de gevangenis is, die opnamecentrum is. Als ons 'n probleem het op die seksie, dan moet ons graag ons 'n probleem vir die mense wat werk, maar tog gee ons klagte en ons versoek daar, dan word dit uitgestel of ons word aan 'n terme van 'n lyn gehou. Dat het sal opgelost word, maar daar komt nooit 'n oplossing vir dit. Ons het 'n groot massa van mense wat ons mee werk, right? En elkeen moet gesien word. In 'n oorbevolkte inrigting met net 1 sielkundige en 2 maatskaplike werkers vir 1600 gevangenes, is daar nie eintlik tyd vir maatskaplike en geestelike versorging nie. Die afwesigheid van baie bewaarders plaas druk op die wat daar is. En hulle is te besig om hordes mense oop en toe te sluit te tel en kos te gee. Voordat jy jou oë kan uitvee is dit 3 uur die middag. Weer tyd om die gevangenes te tel en toe te sluit vir die aand. Die hele struktuur van gevangenisse is nie ontwerp vir rehabilitasie nie. Ons kom uit 'n era waar rehabilitasie 'n bitter klein klem gekry het. Jy weet, ons as professionele mense staan onder bewakingspersoneel. Jy moet altyd jou opinie verdedig. Jou professionele opinie moet jy verdedig. Jy moet altyd vir mense verduidelik, maar hoekom sê hierdie persoon gaan selfmoord pleeg? Hoekom moet hy in die hospitaal opgeneem word? Hoekom moet hy hier bly? So dis 'n konstante stryd. En ons het daai indruk, selfs mense van buite af voel, maar hoekom doen ons moeite vir mense wat hier binne sit? Hulle begryp net nie altyd dat jy weet, as ons minder slagoffers verlee, gaan ons minder misdadigers moet hê. En ons moet begin deur te sorg dat mense nie terugkom. En op hierdie stadium doen ons dit nie. Quentin Matthews is gefonnis vir verkrachting. Selfs met 'n hofbevel het hy meer as 'n jaar moes wag voordat hy by 'n sielkundige uitgekom het. What I did, it's despicable, but I also need to develop as a person. I've seen the horror. I mean, I stand beside myself and I see, and I can't believe that I have actually done something as horrible as what I was accused of. And what, no matter what anybody says, I mean, my biggest fear is also if I can be trusted again in society. Daar's 'n wanpersepsie wat by die hof bestaan dat ons rehabilitasie doen. Intussen probeer ons net om by die krisisse uit te kom. Jy is geïmmobiliseer, want waar begin jy? Op die ouene voel jy, maar ek gee net sowel op, want dit maak nie saak of ek hier is of nie. Verlede jaar het 40% van korrektiewe dienste se sielkundiges bedank. Die redes was werksomstandighede weens oorbevolkte inrigtings, frustrasie en swak salarisse. Dus om die see met 'n teelepeltjie van Pacific te probeer leegskep, dit is onmoontlik. Jy voel kompleet permanent soos 'n mislukking. Ek sit dikwels met 'n persoon wat hier na my toe kom wat ek voor moet sê,
maar ek kan jou nie help nie of ek kan jou nie sien nie. Ek kry verskeie persone wat kom met dwelmprobleme, veral in hierdie gevangenes wat sê ek wil ophou om dwelms te gebruik, help my. En ons het hierdie fasiliteite hier daarvoor nie, die hospitaal kan hulle nie akkommodeer nie. Dieselfde gaan met mense wat depressief is. Ek meen, as 'n mens in die plek is, dan raak jy depressief. Vogelbesoekers, Karim Kendros, Jenna Batista, Karim, wat self op antidepressante is, het 2 maal 'n selmaat losgesny nadat hy 'n oordosis pille geneem en homself opgehang het. Die eerste keer het Karim hom betyds losgesny, maar die tweede keer het die man, nadat Karim hom losgesny het, op hul selvloer gesterf. Nou Karim sê my, hoe gaan sy Afrikaan depressie in? Hoe gaan sy Afrikaan depressie in? Maar sê vir my, hoekom? Dan weet ek ook maar hoekom. Ik wil niet praten daarover, man. Wil jy nie praat? Kom, hij is privaat, ik wil niet praten daarover. Ik denk maar dat mami al right is. Maar nee, Huweliksprobleme, egskeidings, meestal gevoelens van frustrasie, mense wat nie kan slaap nie. Jy weet, al daai tipe goed gebeur. Mense het kontak met hulle kinders nie, hulle kry nie besoek van buite af nie. Jy weet, dis alles goed wat bydra. Persone wat HIV positief is, mense wat verkragt word. Jy weet, dis legio, die probleme hou nie op nie. Jy weet nie party daar om te voel nie, party daar voel ek nie lus om hier in te kom nie. Want ek weet nie waar om te begin nie. Dit voel dit is net vertiel. Hierso, mense kinders word, hulle word sexual abused. Daar's niks wat hulle kan doen, hulle kan nie saak maak nie. You know, I've seen guys sinking to that level of selling their bodies for some tobacco and some newspaper. I mean, this whole thing of prostitution, it is horrible. Ik was gisteren bij het hospitaal, toen daar weer 2 mensen, toen vraag die beambte daar, hij was sexual abused. Toen vraag die beambte, wil jy saak maak? Nee. Dikwels is die mense bang om te sê wie dit gedoen, want hulle vrees dat die persoon, jy weet, gaan wraak neem. So, dit laai by die erg traumatisering van mense, erge traumatisering. Ek was in my sel geryp omtrent 5 dae terug deur 'n gangster van die 28 wende en ek het dit toe gerapporteer en toe omtrent na 5 dae, ek meen hulle vat jy net hospitaal toe, hulle kyk na jou en word op papier neergeskrywe en hulle gooi jou weer in 'n sel terug. Daar's nie mense met wie jy praat nie. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Ek weet nie of ek eis het nie. Hulle het nie my bloed gevat nie, hulle het my nie getoets nie. Die wat my geryp het is nog steeds op die seksie, hy is nie weggevat nie. I came to prison for a crime that I committed. Now I have a death sentence. And who tells anybody around that he might also in the next few months be tested HIV positive? As ek moet uitvind ek het AIDS. As ek moet uitvind ek het AIDS, ek weet nie. As ek moet AIDS hê, dan they don't do proper thorough blood tests. There is no money, and we see what goes on. We see how many people get raped. We see how prisoners who are HIV actually sleep with guys who are healthy, and there's no condoms given out. Nadat hulle dit met my gedoen het ek vir die offisiere gevra of hulle my nie saam met Cecil in 'n sel sal sit en toesê hulle weer nie, hy het AIDS en hy word nie toegelaat nie. Maar ek is bang waar ek is nou. Ek wil wees by iemand waar ek veilig voel, waar ek voel, waar ek welkom voel. Ek meen, ek weet nie wat die mense dink nie. I saw a psychologist once, Karim, in a question of 3 years that I've been in prison. 3 years I saw a psychologist for the first time. And in a question of a half an hour, she said to me that she couldn't help me because there's no programs for HIV patients in prison. And neither for the people that are not HIV, there's no programs. Cecil kan ek spesifiek onthou, dis ook 'n geval van, jy sien jy kry elke week nuwe mense en nuwe kliënte by. So nou, sien jy 'n persoon hierdie week, maar dit beteken nou, jy het nie tyd om hom volgende week te sien, volgende week is daar weer 'n klomp wat jy wil sien. Die HIV-positiewe gevalle is baie besorgd oor die kos wat hulle kry. Hulle vrees die dood en glo dat kos hulle enigste hoop is. Dit bou weerstand op.
Hoewel hulle op 'n spesiale dieet is, het hulle gereelde emosionele uitbarstings. Hulle word as gevaarlik beskou. Ons moet voldoen aan hulle behoeftes want ons word gedreig. Ons het 'n onlangs geval gehad waar een van die HIV gevalle vir my toesig gehoor, al met bloed gegooi het. Ik verwacht eigenlijk dat die departement moet eigenlijk beginnen iets doen daaromtrent. Vooral op die HIV gevallen gevangenis. Want ons krijgt bij het instand van zekere van hulle, al het biljoen. Hij had al op een stadium met kantoorvenster met de bakkost uitgegooid waar de kost. I can't help it. My illness is causing me to become bitter. It's causing me to become sour and feelingless towards other people because the way they treat me. Korrektiewe dienste het onlangs 'n ondersoek laat doen na die aanhouding en hantering van HIV-positiewe gevangenes, asook die moontlike verskaffing van kondome. Maar hieroor is daar nog geen finale besluite geneem nie. 'n Paar dae later word Jacobus in die hospitaal behandel vir snywonde. Hy erken hy het homself gesny om aandag te kry. Maar nou kan hy ten minste 'n offisier sien, sê hy. Al wat ek vra is my pille. Ek het nie geld om dag te rook en hierdie plek om my ordentlik te laat voel nie. Ek raak snaaks, so dan moet net sy pille drink. Nou, ek ben klein net om myself gehang aan die hand. Want nie na hom geluister het en hoekom het ek my aan? Ek wil my nie self aan nie, maar ek gaan myself aan. Dis wat jy gaan help. Kry julle baie gevalle waar mense hulle self seermaak om aandag te kry? Verschrikkelijk baie. Verschrikkelijk baie. Jy is manne wat hulle probeer self ophang, manne wat hulle probeer wat self oordosespille neem, mense wat hulle self sny soos in sy geval om aandag te hê. En baie keer is dit net om rede 'n bietjie aandag te soek, maar dit is nie 'n rede wat ons sê regtig waar hy het rede daartoe nie. Dis maar een of ander rede of uit die seksie uit, maar in jou geval nie. Ek is in my sel omdat julle 'n nommer saam met myne sel ingesit het geryp. Al wat ek vra is met my sel uit te kom en by iemand te kom waar ek veilig voel. Al wat ek vra. Baie mense sê vir ons dit ons onthou nie die mense sê met hulle blomme gepluk het. Ons weet dit. Maar die punt is wat doen ons staan? Ons kan dit nie net los nie, want as ons daai houding het, dan kan ons net soveel sê maar goed, dan moet almal doodgemaak word. Once you can understand what you did, without trying to justify or always play the victim. No, because society. No, because I was unemployed. This caused me. No, we must know that we are worthy as human beings, and that worthiness must be established inside prison here. Did Major Badenhorst do that for you? Yes, she's done that. Not only for me, but for many others. People, because of there's so few of her and so many of us, that even the time that is available to her, I mean, she would like to, for the whole duration of a prisoner's stay inside prison, we need to be handled and monitored and encouraged and helped. Now, unfortunately, too few of Major Badenhorst are employed inside prison. Soos wat daar een Quentin is daar nou waarskynlik 20 ander gevangenes soos hierdie wat versoek het om my te sien. Wat ek nou nie kan uitkom wat ek is nou met Quentin besig ure week. Dit beteken hier's mense wat nou versoek het om my te sien. Soos hier is 'n hele klomp wat gevra het en dit wissel van enige tyd verlede jaar af tot onlangs toe. The positive thing for me inside prison is that I am going to be slotted into a real rehabilitation program. Coming to prisons, it's very traumatic because automatically you lose everything. What your family, your wife, your kids, nobody writes to you. So sometimes I would try to articulate our feelings when it gets a bit too heavy. I think very often I think about my children. Our days of joy and smiles. You far away, me many miles. Forever my children, the apples of my eye. Thinking of you, can't help to cry. In my mind, the reunion, my babies. Although many years, there's no maybes. This very moment, my tears flow, my self-esteem very low. All of us, we miss each other so. In my mind,
the reunion, my babies. Although many years, there's no maybes. So, it's terrible to be without your people. I mean, the community must also become involved. They must know what is happening inside here. And not just hold, hey man, I meet young children here. I mean, poor people who attempted to steal something or put away for years without any hope of getting in anywhere. Well, what rehabilitation is there, Karina? If there's more drugs inside prison, more alcohol inside prison, more rapes inside prison, more gangsterism inside prison, what rehabilitation is there in prison? You don't become a better person, Kareem, when you come into prison. Geen van ons sal verander nie. Al kan van hoe kom ek sit nou hier om môre vrygelaat word. Môre gaan ek vrygelaat word en ek kom daar buite. Daar buite gaan ek miskien nog by gaan staan en werk soek of so iets en ek kry nie. En ek was nog by die tronk byvoorbeeld om te rehabiliteer. Nou is ek buite nou, daar soek ek werk en ek kry nie werk nie. Dan moet ek weer gaan steel, dieselfde ding wat ek gaan doen het, steel, kom ek weer tronk. En hier gaan ek glad nie verander, hier is geen verandering hier nie, soos ons hier is, ons is maar dieselfde. En sy gevangene besluit by homself, kyk, ek wil nie meer hy pad loop nie. Ek wil myself rehabiliteer, hy moet by homself besluit dan. Faisal Klaasim was die afgelope 18 jaar in en uit die tronk. Vandag is hy weer 'n vryman. Kort voor sy vrylating het hy gesê, die keer kom nie hy of sy selmaats terug nie. Hulle het genoeg gehad. Het sê alles hang van jouself af. Wat vir Mugabe? Hy is ook 13 jaar in die gevangenis. Waar is die bliksems daar spik steel? 'n oekige mors. Maar kyk waar sit hy vandag? Die raad hulle vir hulle, die ouens almal wat hier sit. Hollanderse, Snongolose, Sessendoners. Dis manne wat hulle so self gerehabiliteer het. Daarom bevind hulle vir hulle op 'n dag hier. Daarom kan hulle sê, nee, ons dank God die hoog, man van boek. Die ding leef by jouself. Wil jy aangaan met die soort lewe? Met die varkerige maniere wat jy gelewer het? Of wil jy graag ook 'n persoon is wat wil gesien wees en wil gehoor wees en geraak wees?